Mense, baie welkom by hierdie uitsending van Menorah Tabernakel. My naam is Frik Weideman en dis vanoggend vir my weer eens 'n voorreg om hierdie woord met jou te kan deel. Ek bring vanmôre die eer, die lof en die aanbidding aan ons Hemelse Vader vir tye soos hierdie, tye wat ons met sy woord kan sit, waar ons mekaar in die oë kan kyk, waar ek my hart op die tafel kan sit en ek praat met jou ongefilterd rondom die woord. En ek is dankbaar vanoggend vir die woord. Ek is dankbaar vir die inspraak van sy Heilige Gees. Ek eer Abba vir die 7de dag, hierdie dag wat 'n heilige en 'n apart gestelde dag is. Ek eer hom vir mense soos julle wat ingeskakel is vandag saam met my, om deur die woord te werk, sodat ons die dieptes van die woord kan ontdek, en uit daai dieptes van die woord, die verborgenhede van die woord, dat ons dit kan deel maak van ons tempels, ons tabernakels, sodat ons sy karakter kan resoneer in 'n wêreld wat op soek is. 'n Wêreld wat skree na vrede en die vrede vlug van hulle af weg. 'n Wêreld wat nie weet watter kant toe nie. Mense wat in 'n staat lewe van hopeloosheid, en ons gaan maar net elke dag aan met ons lewens soos 'n klomp marionette. En daarom is hierdie tye, die Shabbat-tye vir my so belangrik om net terug te keer na Vader toe, om te teshuvah, om te sê, Abba, ek het nodig om terug te keer na U. Abba, ek het nodig om te weet, wie is ek? Die afgelope tyd is dit vir my van kardinale belang om te weet, wat is die koninkryksorde? Hoe wil Vader hê moet ek leef om te wandel in 'n orde? En die orde is die orde van Melchisedek. Abba, wat moet ek doen om te wandel in die koninkryksorde? Want dit is belangrik, want die woord sê in Matteus 24, hy sê, en wanneer die evangelie van die koninkryk verkondig sal word oor al die nasies, dan sal die einde kom. Ek is vanoggend dankbaar. Dankbaar vir woordstudie. Ek is dankbaar vir die Gees, die Ruach wat hierdie woord kom lewend maak in my lewe en ook so in jou lewe. So mense, hierdie mag nie net nog 'n boodskap wees nie. Frikkie, jy het goed gedoen, of Frikkie, jy het sleg gedoen. Dit gaan nie vir my daaroor. Dit gaan vir my oor, ek en jy moet sy karakter ontdek. Ek en jy moet weet, wie is hy? Mense, ons dien hom nie vir wat hy vir ons kan doen nie. Ons dien hom vir wie hy is. En weet jy mense, soos wat jy my vandag op kamera sien, soos ek tydens die feeste, soos ek met my vrou, met my kinders by die huis, soos ek wanneer ek in die dorp beweeg en ek praat met mense, ek wil nie 'n ander persoon wees wie ek is soos wat jy my vandag sien nie. Ek wil nie, ek wil een mens wees. Jy moet een mens wees. Ons kan nie die beloofde land wil betree en wil erf met Egiptiese denke en Babyloniese kompromieë wat ons aangaan nie. Ons kan nie. Mense, ek en jy moet 'n apart gestelde bruid wees. Dit is my so belangrik. 'n kadosh lewe is my so belangrik. Om te leef in heiligmaking is my van kardinale belang. Mense, die woord sê dat sonder heiligmaking sal ons hom nie sien nie. En een van die hoofredes hoekom ek die Torah porsie saam met jou doen, mense, is om jou te leer, wat is die karakter van die Vader? Dat ons kan leer wie ons moet wees. Hy is ons voorbeeld, hy is ons leidsman, hy is ons herder, hy is ons voorsiener, hy is ons banier, hy is ons heiligmaker. En dat ons sal weet wie is hy. En die oomblik wanneer ek weet wie is hy, dan weet ek wie is ek. En as ek weet wie is ek, kan ek mos nie toelaat dat Egipte 'n greep op my hart het nie. Kan ek nie toelaat om gekontamineer te word met Babyloniese denke nie. Want dit wat 'n man dink, dit word hy. Ek kan nie. So op hierdie pragtige Shabbatoggend is dit vir my regtig 'n voorreg om hierdie woord met jou te kan bedien. Ons bedien vandag 2 Torah porsies. En dis 'n redelike lywige storie en dit was my baie moeilik om hierdie 2 gedeeltes wat baie werk is, saam te voeg na een toe. So ons gaan vandag as hierdie 2 saam sit, want hulle loop eintlik hand in hand.
hand in hand, soos wat die waarheid van die woord hand in hand loop met die gees van die waarheid, so loop hierdie twee Torah porsies hand in hand met mekaar. Ek is uiteraard van mening, ek kan nie alles noem nie, ek kan nie alles met jou bespreek nie, ek kan nie alles vir jou weergee wat ek voorberei het nie, want dan gaan ek en jy sit vir die volgende 4-5 ure. Dis regtig hoe intens hierdie spesifieke Torah porsie is. En wat ek waardeer van die woord en die skrif, so wanneer ons hierdie goed bestudeer, in hierdie geval Torah porsie 42 en 43, en wanneer ons dit bestudeer, dan besef ek eintlik, ek weet niks. Die rykdomme in die woord is van so 'n aard, dit slaan my asem weg. En dan besef ek net, ja, Abba, ek wil nooit verval in 'n gees van godsdiens nie. Ek wil verval in 'n verhouding, in 'n lewende, lewende verhouding met Jahwe, die almagtige, Jod, hy, Waf, hy, die almagtige, God almagtig, die skepper God van die hemel en die aarde, die heilige van Israel. Dis my begeerte. Ek staan nie vir kompromie nie. Ek staan nie vir vermenging nie. Ek staan vir apart gestelde volk. Ek staan vir 'n rein en 'n suiwer volk en nasie en taal. Dis waarvoor ek staan. Ek staan om te eer, nie mense nie. Ek kyk by mense verby. En my gebed vandag vir myself is dat Vader my uit die pad sal kom uithaal en dat hy op die voorgrond sal kom en dat hy dit sal doen wat vir hom aanneemlik en welbehaaglik is. Dankie dat ek sommer net met jou kan gesels. En dis regtig 'n voorreg. En dankie dat jy ingeskakel is. Daar's mense wat vir ons bid, daar's mense wat teen ons veg. Daar's mense wat ons ondersteun. Dankie daarvoor. Dankie vir saad. Dankie vir liefde. Dankie vir omgee. Dankie vir saamstaan. Ek besef vandag, ons het die woord. Ons het die gees wat die woord lewend kom maak in ons binneste. En dan het ons mekaar. Ons het mekaar. Kom ons pas mekaar op. Kom ons wees daar vir mekaar. So mense, baie welkom by hierdie pragtige uitsending. Nie moet ek hom aanbied nie, maar die woord van Skepper God. Ons gaan vandag oor 'n paar goed gesels en ek sê weer, dit was my baie moeilik om hierdie boodskap in te prop in 'n spesifieke tydsaspek wat vir my baie moeilik is. Maar nou ja, ons gaan dit regkry met behulp van die leiding van die Heilige Gees. Net daar waar jy is, kom ek en jy bid saam. En ons vra Vader dat hy vandag hierdie woord sal seën in ons harte. En ek dank hom daarvoor. Hemelse Vader, Adonai ons Elohim, God almagtig. Ek wil vandag vir u kom dankie sê. Dankie vir die 7de dag. Dankie vir Shabbat. Dankie dat Shabbat die teken is dat ons aan u behoort. Want u wil vir ons 'n Elohim wees en ons is u volk. En ek bid in hierdie dag, Vader, dat ons as u volk ons verantwoordelikheid sal opneem om u te eer en te respekteer, om u te vrees. En Vader, in die tye en die seisoene waar ons u nie gevrees het nie, wil ons vandag om verskoning vra. Vergewe ons van ons swakhede. Vergewe ons van ons arrogansie. Vergewe ons dat ons dink ons het gearriveer en dit gaan oor ons. Ek is jammer daaroor. En ek bid dat u in hierdie môre elke man, vrou, seun en dogter sal kom seën met u woord, u nabyheid van u ruach en dat die salwende krag van die Gees wat nou aanwesig is, waar mense in groepies bymekaar kom of 'n persoon sit individueel op sy telefoon of op 'n rekenaar, dat die Gees van die lewende God tasbaar teenwoordig sal wees en sal manifesteer vandag in mense se lewens. Dankie vir mense wat vanmôre ingeskakel is, Vader. Dankie vir mense wat Shabbat nog ernstig beskou. Mense wat hulle voet nie terughou van die Shabbat en dit 'n verlustiging noem om u te eer en te respekteer, want u is alleen aanbiddingswaardig. Hoor, o Israel, dat ons Elohim is die enige Elohim
En daarom kom buig ons in aanbidding voor die aangesig, met ons aangesigte na die aarde toe, as 'n teken van afhanklikheid en nederigheid voor die aangesig, want U is heilig, U is soewerein, U is almagtig, U is die skepper God van die hemel en die aarde, U is die God van Abraham, Isak en Jakob, en daar is niemand soos U nie. U alleen is aanbiddingswaardig, U is lofprysingswaardig. En ek wil my hande ophef na die hemel as 'n teken van, ek gee oor. En ek wil vandag kom teshuva, ek wil terugkeer na U toe. Terugkeer, nie net omdat terugkeer is jy maar in gees en in waarheid, en dat die waarheid ons vandag sal vrymaak. Vader, ek bid vandag dat wanneer hierdie woord bedien sal word, dat die skille van mense se oë verwyder sal word. Dat ons die plan sal sien, dat ons U karakter vandag sal ontdek, en dat ons bewus word, ons het te make met Hom, die skepper God van die hemel en die aarde, en U is heilig. Ons vrees U. En vandag bid ek dat U met elke persoon sal wees, dat die Gees van God ons sal lei in die spore van geregtigheid. Vader, dis my gebed, en dis my roepe vandag, en ek bid dit in die wonderbare naam van Yeshua Messia, die gesalfde, die een wat was, die een wat is, en die een wat weer sal kom, die bruidegom, die Messias. Ek bid dit in hierdie naam, en ek dank U daarvoor, en my gees roep uit, halleluja, halleluja, prys sy wonderlike naam. Weet jy mense, soms, wanneer ek so bid, dan is dit so 'n groot voorreg om te weet dat, as ons bid, dan luister Hy. Hy is die aanhoorder van gebed, maar hy is ook die antwoorder van gebed. En wanneer hy antwoord, ooreenkomstig die boek van Openbaring, dan antwoord hy met vuur. En dat elke ongoddelike altaar, dit kom sommer nou by my op, dat elke ongoddelike altaar in jou lewe, in jou finansies, in jou huwelik, in jou omstandighede, vandag uitgebrand sal word met die vuur van Jahwe, die Almagtige, dieselfde vuur wat die offerhande opgelek het op die berg Karmel, toe Elia gebid het, 'n normale man wat gebid het, en vuur het uit die hemel uit neergedaal, en die offerhande kom oplek, en dit het geopenbaar aan die Baal profete, wie is Elohim? En dat ons die Baals en die Astarte uit ons lewens uit sal verban in die naam van Yeshua, en elke bose mag, elke agent van duisternis, elke verteenwoordiger van donkerte en duisternis en demoniese aktiwiteite word vandag gebreek op my lewe, in hierdie studio, in jou lewe, jou sitkamer, in jou huis, in die naam van Yeshua, Messia die gesalfde. Hulle het geen mandaat nie, hulle het geen reg nie, ons ontneem hulle van hulle energie, en ons neem gesag oor hulle, in die naam van Yeshua, Messia die gesalfde, die naam wat aan ons gegee is, wat bo elke naam is. So geen helse mag sal manifesteer tydens hierdie boodskap nie. Geen helse mag nie. Ek kom teen die gees van kritiek. Ek kom teen die gees van beterwetig. Ek kom teen die gees van strydlustigheid. Ek kom nou teen die slaapgees. En ek spreek wakker. Ek spreek passie. Ek spreek entoesiasme. Ek spreek lewe in dooie bene vandag in die naam van Yeshua Messia die gesalfde. En dat ons sal opstaan as 'n magtige weermag om sy heilige naam te eer en te verheerlik. Halleluja. Halleluja. Man, ek ervaar so met die salwing in hierdie plek. En die salwing is dat die juke breek. En die juke moet gebreek word van Egipte, en die juke moet gebreek word van Babylon, in die naam van Yeshua, want ons is op pad na die beloofde land, en ek kan nie die beloofde land inkom, met Egiptiese denke en Babyloniese kompromie nie, ek kan nie. Ons moet suiwer staan voor sy aangesig. Mense, ons moet terugkeer met 'n dissipline en 'n standaard wanneer dit kom by die woord. Ons moet soos Pinias wees, ons veg vir heiligheid. Ons het 'n jaloesie oor sy naam, om sy naam te beskerm, om sy woord te beskerm, om sy heiligheid te beskerm. Dis hoekom ek hier is. En ek weet baie mense hou nie daarvan nie, maar dis okay. Ek is nie hier om mense te please nie, ek is hier om die woord van Skepper God te verkondig, soos wat hy dit op my hart kom lê. En ek sê nie ek is altyd reg nie, maar ek doen dit wat hy vir my gee, en ek doen dit wat ek moet doen, wil ek doen na die beste van my vermoë,
om hom te eer. Ek doen dit nie vir jou nie, ek doen dit vir hom. Hy het my geroep om hierdie taak te doen. Hy het my geroep om mense te vat van die koperwaskom, van die brandofferaltaar na die allerheiligste. Dat ek en jy elke dag kan begin by die allerheiligste. Ek sal die hele dag met jou praat. Kry asseblief jou Bybel, jou skrif, kry 'n pen, kry 'n boek, ons gaan skryf, kry 'n uitveer, 'n liniaal, dat jy ordentlike mooi reguit strepe kan trek, kry 'n highlighter, ons gaan nou Bybelstudie doen, halleluja. Ek eer Abba, ek eer hom vir Shabbat, ek eer hom vir sy woord, ek eer hom vir sy teenwoordigheid, ek raak so in bewoe as ek net aan hom dink. My siel vergeet geen een van die weldade van Skepper, lewende God nie, Jahwe die Almagtige, ons Elohim. Was sommer 'n opgewondenheid by my. Mense, ons hanteer vandag Torah porsie 42 en 43. En ek het dit nou al 'n paar keer genoem en ek gaan dit nou weer noem. Jy kan nie die beloofde land beerwe of binnegaan met Egiptiese denke en waar Farao nog 'n greep op my hart het nie. Ek kan nie die beloofde land ingaan met Babyloniese kompromie nie. Ek kan nie langer die water drink van Moab nie. En vandag se Torah porsie. Onthou net, ek en jy, ek wil nou iets gebruik, ons loop om die berg en ons sien van verskillende kante, sien ons die karakter van Jahwe die Almagtige. En dis hoekom daar 4 verskillende soorte Bybelstudies is. En ek vat jou deur vandag na die diepste vlak van Bybelstudie, die sotvlak. Wanneer ons die woord bestudeer, en kyk ons na die tekens, en ons kyk na die skaduwees, ons kyk na die vervullings, en ons kyk hoe alles gebeur, en ons loop rondom die berg, en ons sien soos wat die engele dit vandag sien, en hulle roep uit, Kadosh, 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 heilig is hy, die een wat was, die een wat is, en die een wat weer sal kom. En wanneer ons die woord vat, en ons loop om die berg, dan is ons besig om hom te leer ken, om te weet, wat is sy karakter, en hoe die karakter in my lewe moet resoneer as die kroon skepping. Hy het ons geskep na sy beeld, hy het ons die autoriteit gegee, om te heers op hierdie aarde. En ek en jy moet weet, wie is hy, en ons moet weet, wat is ons posisie. Die 2 Torah porsies vandag is Matot en Masai. En hierdie 2 moet saam gelees word, en dis hoekom hierdie 'n profetiese boodskap is. So mense, Matot beteken, dit handel oor die verbond. En die oomblik wanneer ek verbond sien, die oomblik wanneer jy verbond sien, moet jy ook weet, heiligheid en verantwoordelikheid is ter sprake. En hier is die probleem, ons is geleer, ons hoef niks te doen nie, want Yeshua het alles vir ons gedoen. En die kerk het ons geleer oor al hierdie jare, jy hoef niks te doen nie. En Matot kom en hy sê, jy moet handel in my verbond, jy moet leef in my verbond, want my verbond veroorsaak heiligheid, en wanneer daar heiligheid ter sprake is, dan is daar verantwoordelikheid ter sprake. Met ander woorde, ek moet my handjies losmaak, ek moet die woord opneem, my doen en late moet wees 'n man en 'n vrou van verantwoordelikheid om Matot te laat regverdig in my lewe. Ek moet weet, wat is my verantwoordelikheid? Ek kan dit nie los nie, en baie keer en bid ons byvoorbeeld om te sê, Vader, ek bid nou dat U dit vir my sal doen. Dan sê Vader, hoorie, ek kan nie die gebed beantwoord nie, want dit wat jy my vra, is jou verantwoordelikheid. So nou wil ek jou uitdaag, as jy nou weer 'n keer in gebed ingaan, dink so 'n bietjie mooi oor wat jy bid. Of jy nie dalk iets bid wat jou gebed nie beantwoord gaan word nie. Want as jy bid om te sê, maar Vader, U moet my oë oopmaak, en U moet my tong beskerm, U moet my ore oopmaak, U moet my brein verhelder, U moet my leer oor U woord, U moet my leer oor wat is U wil, U moet my leer wat is U wee, en wat verlang U van my, en hoe kan ek wandel om aan U 'n welgevalle en heilige offer te wees. Vader, U moet my leer, en sê, nee my kind, jy het my woord. Jy het my woord, dis jou verantwoordelikheid om in my verbond te wandel. Jy het nie 'n verskoning as jy eendag my sê ek het nie geweet nie. Jy het 5 Bybels in jou huis. Jy het nie 'n verskoning nie. Jy hoor vandag die woord. Handel in my verbond. Leef in my verbond. As jy my verbond leef, sal jy weet wat is heiligmaking. Sal jy weet wat is my wil.
As jy heiligmaking nastreef, sal jy weet wat is jou verantwoordelikheid. En dis maar tot. Masai is die reis. Met ander woorde, hoe ek en jy gereis het, waar ek vandaan kom, waar jy vandaan kom. Met ander woorde, ons het 'n pad geloop en die dag toe kom ons tot bekering. En daai bekeringsreis is 'n herinnering in terme van voorbereiding vir die beloofde land. Waar kom ons vandaan? Hoe was ons lewens gewees voordat ons hom ontmoet het? Ons was in Egipte vasgevang, elkeen van ons. Ons het kontrakte gehad met Babylon, elkeen van ons. En dis my reis, dis Masai. So Matot gaan oor die verbond, dit gaan oor die stamme. En die 12 stamme van Israel beteken, dit verteenwoordig die liggaam van Yeshua. Dit beteken elkeen het 'n verantwoordelikheid. In jou spesifieke huishouding het elkeen 'n verantwoordelikheid in jou huis. En Masai gaan oor die reis. Van waar kom ek? Moet nooit vergeet waar jy was nie. Onthou waar jy nou vandag is, maar moenie vergeet van waar jy vandaan kom nie, want die oomblik as ek vergeet waar ek was, dan kom arrogansie en hoogmoed en trots in my lewe in. Met ander woorde, Masai is die tweede Torah porsie, dis Torah porsie 43. Dit herinner my aan my voorbereiding. Voorbereiding vir wat? Nommer 1, om hom te ken, en nommer 2, om te kan erf. Die beloofde land of uiteraard die koninkryk van die hemele. En saam, Matot en Masai, word saam gelees in die einde van die boek van Numeri, sodat ek en jy kan inbeweeg, hoor mooi, in die boek van Deuteronomium. Dis die laaste boek, dis die laaste Torah boek, dis die 5de boek van die Ou Testament, as ek dit so kan uitdruk. Dis die laaste Torah gedeelte. En eintlik beteken die boek van Deuteronomium verbondsvernuwing. Met ander woorde, die ou generasie het uitgesterf, hier staan 'n nuwe generasie, hulle staan voor die erfenis, hulle staan voor die beloofde land, en nou met die gebooie, die verordeninge en die instruksies moet nou herhaal word, want die oomblik wanneer ons in die beloofde land inbeweeg, die oomblik wanneer ons die koninkryk van Elohim snap, dan word ons herinner aan ons reis, Masai, om te wandel, al die stamme, in 'n verbond, in terme van heiligmaking en verantwoordelikheid. Ek hoop jy verstaan dit. Mense, hierdie is baie diep. Ek wens ek kan jou plaas toe nooi en 'n hele naweek seminar aanbied net oor hierdie twee aspekte. Dat jy sal besef, wat is jou identiteit? As ek vandag klaar gepraat het, moet ons eintlik alles kan neersit en te weet, maar dis my identiteit. Dis wat van my verwag word. Dis wat Vader wil hê ek moet doen. Dis die wil van Elohim. Wandel ek daarin? Ja of nee? Besluit self. So die bruid, wie is die bruid? Dis ek en jy. Hoekom is ons die bruid? Want ons het die keuse gemaak om apart gesteld te wees. Om te wandel in heiligmaking. Om gehoorsaam te wees aan sy woord. Gehoorsaamheid beteken nie wettisisme nie. Ek is gehoorsaam aan die woord van die boek van Genesis tot die boek van Openbaring. Om te reageer op sy instruksies. Wat beteken instruksie? Dit beteken Torah. Torah beteken instruksies. Dit is hemelse instruksies om te leef op hierdie aarde sodat hemel verteenwoordig kan word. So die bruid moet sonder Egiptiese denke skoon wees van Egipte. Egipte, die wêreld, Babylon, Moab moet geen verdere inspraak hê in die tempel nie. Ek en jy is die tempel van die Heilige Gees. En Deuteronomium is die boek wat ons voorberei om dan die beloofde land te besit. Al die skrifgedeeltes wat ek nou vir jou gaan gee, gaan nou op die skerm opkom. Dis al die skrifgedeeltes in terme van hierdie twee Torah porsies. Ek gaan dit net vandag met jou deur. Dis Numeri 30, vers 2 tot en met 36 tot en met 13, Jeremia 2, Jeremia 3, jy kan alles neerskryf, Johannes 17, Romeine 12, Efesiërs 4, Hebreërs hoofstuk 3, Openbaring 18, Openbaring 22. Nou mense, maak dit sommer 'n lekker 'n week Bybelstudie na aanleiding van die woord wat jy vandag gehoor het. So nou wil ek gou vandag vir jou sê dat die boek Numeri, terloops, wat is die belangrikste boek in die Bybel? Dis die boek van Levitikus. Want Levitikus gee vir ons die instruksies hoe om te leef op hierdie aarde om Vader
te verheerlik, Romeine hoofstuk 12 vers 1, sodat ons aan hom 'n welgevalle, heilige en 'n aanneemlike offer sal wees. Maar voor ons daarby uitkom, Romeine 12 vers 2, dat ons gedagtes verander word, om te weet wat is die aanneemlike wil van Jahwe die Almagtige, ons hemelse Vader. Dat ons gedagtes nie meer gefokus sal wees op die Egiptiese denke en die Babyloniese kompromieë wat ingekom het oor al hierdie jare nie, 1700 jaar. Die boek Numeri eindig nie met 'n oorlog nie. Die boek Numeri eindig met voorbereiding. Is dit nie amazing nie? Hy eindig om ons voor te berei. En ek wonder, hoeveel mense, as jy wat nou vandag ingeskakel is, hoeveel mense is regtig voorberei vir dit wat kom? As ek gaan lees in die woord in Lukas 21 en Matteus 24 en ek lees Esegiel 38, 39 en 40 en ek lees wat in Jeremia staan en ek verstaan wat Jesaja profeteer en ek hoor in Sagaria en ek hoor wat Amos en Micha sê en uiteraard wat Maleagi kwytraak oor die laaste dae en ek gaan kyk wat gebeur in die boek van Tessalonisense en die openbaarmaking van alles in die boek van Openbaring, dan wonder ek hoeveel mense is regtig gereed. En dan net 'n baie bekende versgedeelte, Johannes 14 vers 15, waar Yeshua sê, bewaar my gebooie as jy my liefhet. As jy sê jy het my lief en jy bewaar nie my gebooie nie, dan is jy 'n leienaar en die waarheid is nie in jou nie. So ek wonder regtig vandag, hoeveel mense is voorberei vir dit wat kom, fisies en geestelik. Fisiese voorbereiding en geestelike voorbereiding. En ons is nou op hierdie punt in terme van hierdie Torah porsie om die Jordaan oor te steek. Mense, ons leef in die laaste dae. En wanneer ek hierdie Torah porsies hanteer, dan besef ek maar, elke Torah porsie is 'n skaduwee na die eindtyd. En dis die seisoen waarin ek en jy leef. So, nou moet ek en jy gereed wees vir die oorsteek van die Jordaan om die beloofde land, wat beloof is aan Abraham, Isak en Jakob, om dit oor te steek. Maar om dit te kan oorsteek, is daar goed wat hier moet plaasvind. En hier wat hier moet plaasvind, dis die reis, dis Masai. En die reis neem my na Matot. Matot is die verbond, dis heiligmaking en dis verantwoordelikheid en dis gehoorsaamheid en dis 'n keuse wat ek moet maak. En voordat die volk kan oorsteek, die Jordaan kan oorsteek, nommer 1 moet hulle denke verander. Jy kan nie met ou denke die koninkryk betree nie. Jy kan nie ou wyn in ou wynsakke gooi nie. Die ding gaan skeur. Jy het 'n nuwe wynsak nodig, by wyse van spreke. Want, onthou net, 'n volk, en ek en jy in kluis in 2026, ek en jy kan dalk uit bondage uitwees, ons kan dalk uit die wêreld uitkom, ons kan uit Egipte uitbeweeg, ons is klaar met Babylon, maar Egipte kan nog hier binnekant leef in my denkpatrone. As ek Egiptiese denke het, kom dit by my hande uit. En dis die merk. Die merk kan nie binnekant wees, maar die merk word gemanifesteer deur my optrede, deur my hande. Dis hoekom daar 'n merk op jou voorkop en 'n merk op jou hand gegee gaan word, want dit is wat jy hier dink, spoel by jou hande uit. En die grootste vyand was toe nou nie Farao gewees nie, maar die grootste vyand is dat Egipte nog in ons harte woon en dat Egipte genormaliseer word in ons lewens, want Egipte is 'n tipologie van die wêreld. Die grootste probleem is nie Farao wat die anti-kris is nie, die grootste probleem is ons harte. Ons hart is nie gevul met wie hy is nie. Ons grootste probleem is ons denke. Ons denke weet nie wie is Vader nie, ons snap nie sy karakter nie. Hoe op aarde kan ons die koninkryk beerwe? Hoe op aarde kan ons oorbeweeg deur die Jordaan om in te beweeg in die beloofde land? As ek sit met gekontamineerde denke. Dis hoekom Romeine 12 vers 2 so belangrik is. Hy sê verander jou gemoed, vernuwe jou denke. En al manier hoe ek dit kan doen, is om die woord te lees. Om tyd te spandeer met die woord. En die presies dieselfde gebeur vandag in 2026 met die bruid van Elohim. In die boek Openbaring, en die volk is daar, ek en jy is daar, as jy gaan lees in Openbaring hoofstuk 7, die 144.000, en dan daarna volke, nasies en tale wat hulle kleed gedoop het in die bloed. Dis manne en vroue wat besluit het,
Ek staan vir die waarheid. Ek staan vir heiligmaking. Ek het 'n dissipline besluit in terme van kwaliteit. Dissipline, standaard, koninkryksorde, posisie, autoriteit. Hy is in my lewe, ek behaag hom. Dis die plek waar ons moet wees. Openbaring wys vir ons dat Yeshua nie net sy volk red nie, maar hy gee vir sy volk 'n opdrag en hy sê vir hulle in Openbaring 18 vers 4, hy sê vir hulle, kom uit hulle uit my volk. Want as jy nie uitkom nie, gaan jy die pla wat oor Babylon sal manifesteer. Daai pla gaan deel wees van jou lewe. Ek wil gou iets vir jou sê. As daar 'n Hebreëse man was, wat nie die verantwoordelikheid opgeneem het om die bloed aan die deurposte te smeer, in die laaste plaag, die 10de plaag wat Egipte getref het nie, was sy gesin, sy eerstgeborene, ook dood. Het gaan oor gehoorsaamheid. Die eindtyd gaan dis nie net bloot oor redding nie. Onthou net, Yeshua wil ons red, maar hy gee vir ons 'n opdrag en hy sê, ouens, kom uit Babylon uit. Kom onder haar uit. Jy kan nie drink van die water van Babylon nie. Jy kan nie leef met Babyloniese denke nie. Jy kan nie leef met Egiptiese grepe op jou lewe nie. Jy kan dan nie die koninkryk beerwe nie. In die eindtyd, in die boek Openbaring, gaan nie net oor redding nie. En dit gaan oor die openbaarmaking van Yeshua. Wie is hy om my en jou te kom red? Maar hy sê, julle het 'n verantwoordelikheid, kom uit. Dit gaan oor die volgende, nommer 1. Dit gaan oor afsondering. Dit gaan oor apart gesteld te wees. Dit gaan oor heiligmaking. Dit gaan oor gehoorsaamheid aan sy gebooie. Frik uit, watter boek praat jy? Ek praat oor die boek Openbaring. Gaan lees Openbaring 12. Gaan lees Openbaring 14. Gaan lees Openbaring 22. Gaan kyk wat sê Openbaring 21 vers 8. Gaan kyk. Maar tot Rapportie 42, die heilige oorlog van Jothai Wafai, die Almagtige. En baie mense lees Numeri 31. En hierdie heilige oorlog, hoor gou mooi, is 'n oorlog wat Jothai Wafai, die Almagtige, die opdrag gegee het. Hy kom by Moses en hy sê vir Moses, Moses, ek wil hê jy moet die volgende doen. Jy moet Midian aanval. Daar's 'n straf gerig oor Midian. Ek sal met jou wees. So wie gee die opdrag? Elohim. Wie se oorlog is dit? Elohim. Wie gebruik hy? Die volk. Watter volk? Die 12 stamme. Hy sê, kry vir my 1000 man uit elke stam. 12.000. Gaan met die strafgerig, gaan maak klaar. Hierdie is 'n heilige oorlog. Dis 'n opdrag wat gegee word om oorlog te voer. Die God van liefde, en baie mense sit die pot heeltemal mis, want almal sê, o nee, God is liefde, Elohim is liefde. Hier verklaar hy oorlog. Hy sê, Moses, en terloops, Pinias, wat vir my opgestaan het in Numeri 25, dat Pinias die leiding neem. So wie het oorlog verklaar? Elohim. Dit was 'n goddelike uitspraak gewees, en hierdie oorlog was 'n verbondsoordeel. As jy nie in my verbond wandel nie, kom daar 'n verbondsoordeel, en hierdie was 'n oorlog. So volgens Numeri 25 en Numeri 31 was Biliam en Balak betrokke gewees om die volk eintlik weg te rokkel. Dit is presies wat vandag gebeur in 2026. Om die volk weg te rokkel van ware aanbidding, en hulle bring, dis Biliam, dis Balak, dis Midian, en hulle bring in die volgende, en gaan toets dit vandag. Hulle bring in wêreldgodsdiens, die genade boodskap, jy kan maak en doen net wat jy wil, daar's nie ding meer van 'n verbondstrou nie. Nommer 3, ons bring tradisie godsdiens in, ons bring afgodery in die plekke in waar Jothai Wafai die Almagtige aanbid moet word, want dis hoekom die plek aanvanklik gebou was, en dis hoekom daar 'n koöperatiewe samekoms is, maar ons is besig met afgodery, soos Nuwejaarsdag en Valentine, en so kan ek aangaan. Ek gaan myself nie herhaal nie. En dis hoekom die boek Openbaring, wat Yeshua gesê het, ek haat die lering van Biliam. Want Biliam veroorsaak vermenging, misleiding en seksuele immoraliteit.
En dis presies wat Yeshua ons gewaarsku het in Matteus 24. En hy sê vir 3 keer, hy sê, pas op vir die valse profete. Pas op vir die misleiding. Pas op vir die verleiding, want selfs die regverdige sal mislei word. So pas op vir afgoderry. En dis presies wat vandag gebeur in 2026, reg oor Suid-Afrika. Seksuele immoraliteit. En nommer 3, verbondsverbreking. Almal was by Sinai, almal het gesê ons sal dit doen, nou staan ons by die Jordaanrivier, nou staan 'n nuwe sensusopname. Wie is in die boek van die lewe opgeskryf? Wie se naam is opgeskryf? Gelees Openbaring 21 vers 8. In die kernboodskap hier, in Numeri 31, die kernboodskap. En Elohim gee die opdrag aan Moses. Hy sê, Moses, stel vir my vir Pinias aan. Hier kom die woord, skryf neer. Bewapen jouself. Bewapen die manne uit julle geleedere. Bewapen hulle. Ek wil dit weer 'n keer sê. Bewapen hulle. Met ander woorde, wat is ons wapen? Ons wapen is nie vleeslik nie, maar geestelik. 2 Korintiërs hoofstuk 10, vers 3. Julle wapens van julle stryd is nie vleeslik nie, maar dis geestelik. Staan op en staan uit vir die koninkryk. Bewapen julle manne. Dis die opdrag van Elohim. Luister gou vir my baie mooi. Jahwe, die Almagtige, stuur nooit sy volk onvoorbereid vir 'n oorlog nie. So wanneer hy my en jou uitstuur, moet jy weet, daar's 'n reis wat moet plaasvind, en dis Massai. Hoor gou hierdie reis. Nommer 1, hulle moet geheilig word. Nommer 2, hulle moet georganiseerd wees. Nommer 3, hulle moet bewapend wees. Met wat? Met die wapens van die tyd. Nommer 4, hulle staan onder die geestelike leiding van Jothai, Wafai, die Almagtige. En daar is geen chaos in die koninkryk nie. Geen chaos in die koninkryk nie. Met ander woorde, dit word aan my en jou se deur kom klop. En dit word vandag vir my en vir jou gesê, ek wil hê dat julle moet wandel in koninkryksorde. Wat is koninkryksorde? Heiligheid, orde, standaard, dissipline, bewapen jouself. Wees voorbereid, wees wakker, wees nugter. Ek soek 'n man wat 'n wagter is op die mure van Jerusalem, om die shofar te blaas, om die wapen op te neem, om die troffel op te neem, om te bou en te veg vir ons gesinne. Dis wat ek soek. Ek soek 'n man wat 'n hout kan slaan. Ek soek 'n man wat 'n muur kan bou, tot eer van Jahwe die Almagtige. Ek soek 'n man. Daar is geen chaos, daar's geen disorde in die koninkryk nie. Daar's 12 stamme. Ek soek 1000 man per stam. 12 stamme. Oomblik wanneer jy die woordjie 12 lees in die woord, dan beteken dit is goddelike regering. Hoor gou mooi. Hy stuur hierdie manne. Hy verklaar die oorlog teen Midian. Hy sê daar moet 'n strafgerig wees teen Midian, want Midian het dit reg gekry op grond van Bileam en Balak se gesprekke. Het die vrouens van Midian onder die volk ingekom, hulle die mans van Israel het hulle verlei. Dit beteken, ons het toegelaat dat Babyloniese kompromie inkom. Ons het toegelaat dat Egiptiese denke inkom. Waar? In ons huise, in ons gemeentes, in ons omgewings, in ons gemeenskappe. Ons het dit toegelaat. Nou is daar 'n strafgerig. Nou roep ek jou tot oorlog. Staan op en staan uit vir die koninkryk. Nou roep ek jou, ek sal jou toerus. Daar's 'n voorbereiding wat plaasvind, en dis jou reis, dis Massai. Want dit gaan oor my verbond, dit gaan oor my naam, dit gaan oor my heiligheid. En ek sien nie dat iemand opstaan nie. Ek soek die Pinias generasie wat opstaan. Die oomblik wanneer jy 12 sien, dan beteken dit goddelike regering. En dit wys my dat hierdie stryd het teen kompromie gekom. Teen die kompromie van Midian, teen die kompromie van Babylon, teen die kompromie van hierdie wêreld. Daarom kan ons nie gaan skaar by 'n wêreld, tradisie, godsdiens nie. En as jy betrokke is by 'n godsdiens wat tradisie georiënteerd is, vat jou tassie en waai. Pak jou tassie, hardloop. Want hierdie woord sê dat Elohim verklaar oorlog. Dis sy oorlog, nie my en joune nie, dis sy oorlog. Hy bewapen ons, hy rus ons toe, geestelike leiding. Hy rus ons toe met koninkryksorde.
Hy rus ons toe met die salwing van die Gees, wat die jukke sal breek. Dit wys ons dat hier 'n stryd en kompromie, en die hele liggaam moet betrokke wees. Met ander woorde, al 12 stamme is betrokke by hierdie oorlog. Ek roep vandag oor die grense van Suid-Afrika. Ek roep vandag oor die grense van Namibië. Ek roep vandag die uithoeke van hierdie wêreld waar ons volk teenwoordig is. Roep ek vandag tot 'n orde. Ek roep julle tot oorlog. Ek roep julle om bewapend te word met die salwende krag van sy ruach, om op te staan vir sy verbond, om op te staan vir heiligheid, om op te staan om apart gestel te wees, om oorlog te verklaar teen Midian, wat vermenging en misleiding ingebring het in die volk, want ons staan op die vooraan van die beloofde land. Ons staan op die vooraan om die Jordaan oor te steek, om die beloofde land binne te gaan, die land Kanaan, die koninkryk van Elohim, en ons is nie gereed nie. Ek roep dit vandag. En hy sê vir Moses, hy sê Pinias moet hierdie oorlog lei. Pinias, nie Aaron nie, nie Josua nie, nie die Lewiete nie, Moses, nie jy nie, maar Pinias. Pinias moet dit doen, want Pinias het reeds bewys. Hy het 'n jaloesie vir my heiligheid, Numeri 25. Pinias is die man wat kompromie gestop het. Pinias is die man wat moet leiding neem in hierdie oorlog teen kompromie, teen Babylon, teen Egipte, teen vermenging, teen wêreldgodsdiens. Pinias, ek roep vandag die Pinias reg oor Suid-Afrika. En wat vir my wonderlik is die feit dat in hierdie opdrag gee Elohim die opdrag aan Moses en hy sê vir hom, terloops Moses, julle vat nie net julle swaarde en julle spiese nie, julle neem die heilige voorwerpe van die tabernakel, neem julle saam. Julle neem al die heilige voorwerpe van die tabernakel, neem julle saam, want my tabernakel moet skoon wees. My tabernakel gaan nou weg. Wie is die tabernakel vandag? Ek en jy. Dis hoekom ek en jy moet in heiligmaking leef. Ons moet apart gesteld wees. Moses, vat al my heilige voorwerpe saam. Jy kan dit gelees in die boek van Numeri 31 vers 6. En terloops, neem ook die trompette saam, want julle moet die trompette blaas. Dit beteken, julle kan nie net staat maak op julle militêre vermoë nie. As julle die heilige instrumente saamvat, dan beteken dit my teenwoordigheid is met julle. En wanneer my teenwoordigheid met julle sal wees, sal julle besef dat groter is hy wat in jou is hy wat in die wêreld is. Ek bid vandag, soos wat Elisa gebid het vir Gehasie, Vader, open die oë van u volk, dat die volk kan sien, wie by ons is groter en meer as hulle wat in die wêreld is en wat teen ons kom. En hierdie oorlog, hoor my baie mooi, word gedoen fisies, maar die belangrikste aspek, hierdie oorlog word gedoen en oorwin, by wyse van aanbidding en verbond. Mense, verbond is belangrik. En die trompette wat geblaas word, symboliseer dat Yahweh, Yod-Heh, Waf-Heh, is die ware aanvoerder van hierdie weermag. En dit is die orde, die koninkryksorde. Dis die geestelike autoriteit. En ons resoneer onder sy gesag. En die woord is baie duidelik in die boek van Jakobus. Hy sê, onderwerp jou aan die woord. Weerstaan die duiwel en hy sal van julle af wegvlug. Halleluja. En my gebed vandag vir jou wat ingeskakel is dat jy toegerus sal wees met 'n bewapening van sy woord. 2 Korintiërs hoofstuk 10 vers 3. Dat ons wapen van ons stryd vandag, dis nie vreeslik nie, maar geestelik. Om wat te maak? Om die skanse en die mure, wat die wêreld, wat Moab, wat Midian, wat Babylon, Egipte, ingekom het, wetend of onwetend in ons lewens, dat ons dit vandag sal elimineer, en daai skanse en daai mure, te breek en af te breek, man, tot in die root, tot in die wortel, in die naam van Yeshua. En elke gedagte wat kom, elke hooghartige redenasie wat kom, gevangene te neem, tot die gehoorsaamheid aan Elohim, en die kennis van
en dat ons daardeur gemobiliseer en bewapen sal word met sy krag, nie deur krag of deur geweld nie, nee, maar deur my ruach, so spreek Jotai Wafai die Almagtige. En vir ons wys dat die geestelike oorlog is presies die oorlog wat Paulus van praat in Efesiërs hoofstuk 6. En hy sê julle moet die volle wapenrusting aantrek. Nou daai volle wapenrusting is nie die wapenrusting van 'n Romeinse soldaat nie. 'n Romeinse soldaat speel nie 'n rol in die woord nie. Daai wapenrusting is die priesterlike kleed wat ek en jy moet aantrek. Hoekom? Want in 1 Petrus 2 vers 9 sê die woord, ons is nie 'n Romeinse soldaat nie. Ons is 'n koninklike priesterdom. Ons is 'n volk aan hom toeberei. Ons is sy eiendom. Met ander woorde, ek en jy het die priesterlike kleed aan. Dis hoekom Openbaring hoofstuk 7. Hy praat van die kleed van hulle wat hom aanbid en wat uitroep, Hosanna, Hosanna. Hulle kleed is gedoop in die bloed van die lam. Die teenwoordigheid is by ons en dis die bron van oorwinning. En soos jy vanaand, voordat jy gaan slaap en jy bid en sê, Abba, dankie. Dankie dat u teenwoordigheid by ons is. U teenwoordigheid is die bron van oorwinning. Jy hoef nie bang te wees nie. Jy hoef nie te retireer nie. Jy hoef nie angstig links of regs te kyk nie. As jy wandel in verbondstrou, matot, en jy's deel van die 12 stamme, jy's deel, die liggaam kom by mekaar en elkeen doen sy deel, sal ons herinner word aan die reis. My siel vergeet geen een van die weldade van Skepper lewende God nie. En in die boek van Numeri hoofstuk 31, iets wat vir my absoluut amazing is. Hoor gou hierso. In Numeri 31 vers 48 tot 49, en as gevolg van tyd gaan ek dit nie met jou behandel nie, jy kan dit self gaan lees asseblief. Numeri 31 vers 48 tot 49. En die leiers kom by Moses en hulle sê vir hom, Moses, ons wil net terugvoering gee. Ons het vandag die volk getel, die manne, die weerbare manne wat geveg het. Moses, ek wil gou vir jou sê, nie een man is vermis nie. Nie een man is in hierdie oorlog dood nie. Onthou net, as jy in 'n bokskryt, en ek het baie lank geboks, as jy in 'n bokskryt instap, al is jy die kampioen, en jy veg teen 'n opponent, gaan jy 'n hou of 2 ontvang, dalk miskien 'n paar. En jy gaan met 'n blou oog, en jy gaan met opgeswelde lippe, en jy gaan met 'n seer ribbebeen, gaan jy die kruit uitklim, want jy was aan 'n geveg gewees. Daar's nie 'n oorlog wat plaasvind, waar daar nie lewensverlies is nie. En in hierdie spesifieke oorlog, hy sê, daar ontbreek nie een van ons mense nie. Met ander woorde, almal is hier. Hoekom het dit gebeur? Die oomblik as Elohim sy oorlog laat manifesteer en van stapel stuur, en ek en jy is deel van daai oorlog, en ons neem ons verantwoordelikheid op, in terme van verbondstrou, en ons besef die reis wat ons gekom het, en ons weet waar ons krag lê, want sy teenwoordigheid bepaal die bron van ons oorwinning, sal jy nooit verloor nie. Jy sal altyd die oorwinning behaal. Hoe is dit moontlik dat niemand gesneuwel het in hierdie oorlog teen Midian nie? Hoe is dit moontlik? En dit herinner my in Eksodus 14, waar Jotai Wafai die Almagtige gesê het, hy sê, en Jahwe sal vir julle stry, staan stil en kyk. En soos wat julle vandag die Egiptenaar sien, so sal julle nooit in der ewigheid weer sien nie. Wat is daar in jou lewe wat jou aftrek? Wat is daar wat jou verhinder? Wat is daar wat jou toelaat om te doen wat jy doen, soos wat Paulus sê, dit wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. Dit wat ek wil doen, dit doen ek nie. Eksodus 14 is my gebed vandag, is my profetiese woord vandag vir jou. Ek weet nie wat maak jou lewe miserabel nie, ek weet nie wat beperk jou nie, wat verhinder jou nie, ek weet nie. Maar een ding weet ek vandag, as die heilige instrumente saamkom na die oorlog waarin jy is, dan stuur Elohim jou vandag in hierdie oorlog in. Sy teenwoordigheid is die bron van jou oorwinning. Die heilige instrumente is saam, met ander woorde, dis hierdie tabernakel, dis my gees, dis my siel en dis my liggaam. Dis my hande, dis my oë, dis my ore. Ek hoop jou oë is heilig.
Ek hoop jou ore is heilig. Ek hoop jou mond is heilig. Ek hoop jou hande is heilig. Ek hoop jou voete is heilig. Ek hoop so. Anders kan jy nie staat maak nie. Hy voorsien. Wanneer hy stuur, onderhou hy. Wanneer hy stuur, beskerm hy. Wanneer hy stuur, voorsien hy. Wanneer hy stuur, is hy. Dit is sy karakter. En ek en jy mag dit nooit vergeet nie. So wat beteken Midian? Hoekom moes hulle teen Midian gaan veg het? Wat beteken Midian? Midian beteken twis. Midian beteken stry, konflik. Hoor gou hier, 2026. Hoorie, wat karring julle so met die gebooie? Dis mos wetties. Wat is julle so betrokke by hierdie feeste? Hierdie Joodse feeste? Wat se God dien julle? Dis Midian. Dis Midian. Die vyand gebruik dikwels nie geweld nie. Die vyand gebruik gesprekke. Die vyand gebruik kompromieë wat hy aangaan. Hy kom soos wat ek wil nou sê serpent, die duiwel gedoen het in die tuin van Eden. Het Elohim werklik dit gesê? Is dit werklik wat julle moet doen? Raak julle nie wetties nie? Is julle nie deel van die Hebrew roots nie? Nee, 1000 maal nee. Ons is gehoorsaam aan die woord van Genesis tot die boek Openbaring en ons staan vir die waarheid. En ons sal opstaan en uitstaan soos Pinjas met ons spies. En ons sal die vlees dinge deurboor. Ons sal die godsdiensttradisies sal ons deurboor. Ons sal die wêreldsgesindheid wat ingekom het in die teenwoordigheid van sal ons uitjaag in die naam van Yeshua. Dis wie ons is. Ons is nie Hebrew roots nie, ons is nie Israel beweging nie, ons is manne en vroue wat staan vir die waarheid en wat Jahwe, die Almagtige, liefhet en wat hom dien in gees en in waarheid. Dis wie ons is. Ons wil sy karakter ontdek en ons wil sy karakter toelaat om in ons lewens te resoneer. En wanneer ons loop en wanneer ons wandel en wanneer ons praat en wanneer ons doen en wanneer ons sê dat sy naam sal resoneer deur ons woorde en deur ons optrede, deur ons besluite en deur ons aksies. En nou kom die vyand en hy sê, het Elohim werklik gesê? En dit het reeds begin by die tuin van Eden. En die vroue van Midian het presies dieselfde gedoen. Hulle het onderin gekom en hulle het hierdie manne verstrengel met misleiding en later van tyd het hulle afgods etes geëet en later van tyd het hulle afgoderry aanbid. En dis presies waar Suid-Afrika, Namibië en die wêreld vandag besig is. Presies. En weet wat is my interessant? En nou moet jy by my bly, en nou moet jy my reg verstaan, asseblief. Al die vrouens wat betrokke was met die prostitusie om die mans weg te lok van ware aanbidding. Hulle het uiteraard gesneuwel. Maar die vrouens van Midian, tydens hierdie oorlog, die vrouens van Midian, wat nie deel geneem het aan die prostitusie nie. Jy kan dit gelees in Numeri 31, vers 17 tot 18. Daai vrouens is beskerm. Hulle was nie deel gewees van die verbondsverbreking en verbondsontrouheid nie, maar hulle was 'n Midianitiese volk. En hoor mooi, en hier sien ons 'n vooraf waarskuwing dat oordeel is nie blind nie. Jotai Wafai die Almagtige het gesien, daar is wel mense in Midian wat nie wou gehad het dit moes gebeur het nie. Met ander woorde, daar is ruimte vir diegene wat nie deel gehad het in die opstand teen die verbond nie, teen die waarheid nie, teen heiligheid nie, teen Jotai Wafai die Almagtige nie. En hy, die Almagtige, voer 'n regverdige oordeel uit teen die nasies wat teen sy verbond en teen sy volk in opstand kom. En dit laat my dink aan my en jou. In die boek van Romeine hoofstuk 11, die openbaarmaking van die heiden, die openbaarmaking van die Jood, wat die woord beskryf in Romeine hoofstuk 11, dat ons is ingeënt in die makolyf. Mense, ons is vir 1700 jaar, is ons gekontamineer soos Midian.
Midian. Nou hoor ons die waarheid. Nou moet jy uitklim. Nou moet jy nie gaan prostitusie openbaar met God se volk en met afgoderry en met sondag-aanbidding nie. Ek noem dit spesifiek. Ek het bietjie gehuiwer om dit te sê, maar eerste dag aanbidding staan nie in die woord nie. En ons is steeds besig met prostitusie soos Midian. En dit bring my by Openbaring 19. Dit sluit aan by die tema van goddelike oordeel. Terwyl 1 Petrus 2 ons herinner dat daar's oordeel en daar kom 'n herinnering. En die herinnering is om te weet in 1 Petrus 2 om te weet wie is ons. Mense, dit is belangrik dat ek en jy sal weet wie is ons. Ons is 'n heilige priesterdom wat geestelike offers bring. Nie offers wat strook met Biliam en met Balak se planne nie. Nie offers wat strook met Midian in terme van misleiding en verleiding, of selfs met Egipte om Baal Peor te aanbid nie. Ons kom uit Babylon uit. Ons kom uit sodat ons naak, heilig en apart gesteld voor die aangesig van Jahwe kan staan. Dis genade. Die feit dat ek en jy op hierdie pad is, dis genade. Dit maak ons nie great nie. Nie deur krag of deur geweld nie, maar deur sy gees. Mense nou in Numeri 32 kom Reuben, die eerstgeborene, en Gad, en hulle betree 'n baie gevaarlike plek in terme van die erfenis. Onthou net, hulle staan voor die Jordaan, hè? Nou moet ons deur die Jordaan beweeg, saam met Josua, 'n nuwe leier is gekies. Hoe kan 'n nuwe leier gekies wees? Want dat orde in die kamp ingekom, die oomblik wanneer daar orde is, word 'n nuwe leier gekies, en die nuwe leier lei ons in die beloofde land. Wie is ons nuwe leier? Dit is Yeshua Messia, die gesalfde. En hy lei ons in, want hy bring orde waar daar chaos was, hy bring rigting waar daar hopeloosheid was, hy bring liefde waar daar haat was, hy bring 'n toekoms waar ons nie 'n toekoms gehad het nie. En dis wie hy is, en dis hoekom hy ons Messias is, dis hoekom hy die bruidegom is, en hy sê, ek wil vir jou 'n Elohim wees, en julle moet my volk wees, en aan die dorstige kom gee ek om te kom drink uit die water van die ewige lewe. Verniet. Kom net na my toe. Almal wat vermoeid en belas is. En nou kom Reuben, en nou kom Gad in hierdie Torah porsie, en hulle betree 'n gevaarlike plek. Met ander woorde, hulle kom op 'n plek van, ag, dis goed genoeg. Dis goed genoeg, ons neem sommer die besluit onsself, en ek dink hier lê een van die sterkste eindtyd boodskappe in die woord, lê opgeteken in Numeri 32. So in Numeri 32 praat Reuben en Gad met mekaar. Onthou dat hierdie twee was baie groot in terme van vee, hulle het baie vee gehad. En hulle staan voor die Jordaanrivier. Hulle het nog nie oorbeweeg na die beloofde land Kanaan nie. En Reuben en Gad kyk na die omgewing, amper soos Lot, net. Toe Lot gesê het, Abraham, ek gaan dit kies, kies jy maar daai. En Abraham het vir Lot die kans gegee om te kies. En nou staan Reuben en Gad op presies dieselfde plek. Wat het met Lot gebeur? Hy het opgeëindig by Sodom en Gomorra. Kyk wat gebeur met Reuben en kyk wat gebeur met Gad. En hulle staan en hulle kyk die landskap so, en hulle kyk na die weiveld, en hulle kyk na die grond, en hulle sê vir mekaar, dit lyk goed. Ons het baie vee, en ek moet sê, hier's water, hier's genoegsame veiding. Ek dink Reuben, Gad, ek dink hierdie is 'n perfekte ekonomiese besluit. Maar hulle vra nie vir Jothai die Almagtige waar hulle kan woon nie, want elkeen van die 12 stamme sou 'n area gekry het in die beloofde land. En Reuben en Gad sê, ons is okay. Hierdie is vir ons goed genoeg. En baie keer in ons lewens sal ons net eenvoudig voortgaan met ons lewens. Ons doen ons eie beplanning op sigwaarde en ons dink dis 'n goeie ekonomiese besluit. En ons dink, nee, hierdie werk alles mooi uit, dit werk soos 'n puzzle in mekaar, en 2 jaar, 3 jaar later, is ons lewens in 'n totale warboel. Chaos, hopelose toestand, alles verloor. Vader, hoekom doen U dit aan my? Nee, my kind, jy het gekies, het my nie gevra om te kies nie. En presies dieselfde het gebeur met Reuben en Gad. Hulle kies op sigwaarde, hulle erken nie die belofte nie, want die belofte was nie daar gewees nie, die belofte was in die land Kanaan. En uiteraard, jy kan dit gaan lees,
tragiese gevolge later van tyd. In die boek van 1 Kronieke, hoofstuk 5, kan lees sommer die hele gedeelte. Vers 25 en 26 is presies wat met Reuben en met Gad gebeur het. Hierdie twee stamme, Reuben en Gad, was heel eerste weggevoer in ballingskap. Wat dink jy sou die rede wees? Kom ek deel dit met jou. Nommer 1, hulle was die verste van die tabernakel. Met ander woorde, hulle was ver van die teenwoordigheid van Jotwaf, die Almagtige. Hulle was die verste gewees vanaf Jerusalem. Hulle was die eerste gewees wat beïnvloed was deur die wêreld. Wat eers 'n praktiese, goeie, ekonomiese besluit was, lei later tot 'n fisiese en 'n geestelike ramp. En dis die ernstige waarskuwing vandag in die eindtyd vir my en vir jou. Mense, ons kan nie langer op sigwaarde lewe nie. Jy kan nie dink dat die regering en die orde van die dag is op uitkyk vir jou belange nie. Hulle is nie. Geen politieke party, geen organisasie, geen nie om wat dit is daar vir jou persoonlike belange nie. Moenie ver van die tabernakel af wees nie. Moenie ver van die teenwoordigheid van Elohim wees nie. Moenie kyk hoe ver jy kan wees van sy teenwoordigheid by wyse van woordstudie, jou gebed. Moenie kyk hoe ver jy kan wees nie. Jy gaan eerste betrokke raak met wêreldse kontaminasie, met Babyloniese inspraak en Egiptiese denke. Jy gaan eerste begin en jy gaan seer kry. Jy gaan seer kry want jy's ver. Mense, hierdie is 'n ernstige waarskuwing vir my en vir jou, want ons leef in die eindtyd. Mense, wat gebeur het met Reuben en met Gad, gebeur vandag in die laaste dae in 2026. En baie mense, en baie keer het ons dieselfde gedoen. Ons kyk op sigwaarde, dis 'n goeie ekonomiese besluit. Ons kyk na ons inkomste wat ons kan verdien en ons maak sommetjies op papier. En ons kyk na ons eie gerief, ons kyk na ons veiligheid en dan kyk ons na ons status. Mense gaan lees weer 'n keer. En gaan lees dit aandagtig, Spreuke hoofstuk 16 vers 1 tot en met 5. Dan kyk jy dat die mond van Jahwe die Almagtige het die finale sê in terme van besluitneming. Nie een van hierdie twee stamme, nie Reuben of Gad en ons, vra baie keer maar, Vader, dit lyk asof dit pas, want dit pas soos 'n puzzle in mekaar, en dit lyk asof U met my is. Maar ons vra nie een keer, wat is die plek wat U vir my aanwys nie? Wat is die plek wat U vir my bestem het nie? Ek onthou, toe ons 'n plaas gesoek het, ek en Amila het seker omtrent maklik 20.000 kilometer oor Suid-Afrika gery, in hierdie spesifieke area. Ons het na baie plase gaan kyk, en ons het amper 'n paar plase gekoop, wat ek vandag weet, sou 'n fout gewees het. En toe ons na hierdie grond kyk, en ons kyk na hierdie plase, toe sê ons mekaar, dis 'n ekonomiese besluit, dit gaan gerieflik wees, hier's baie werk, maar dit gaan gerieflik wees, dit gaan goed vir ons werk, vir ons doeleindes, maar ons weet nie of dit Abba se wil is nie. En die plaas wat ons vandag bekom het, is 'n plaas wat ons nie gaan soek het nie. Dis 'n plaas wat na ons te gekom het. En iemand bel ons en sê, hoorie Frik en Amila, ons verstaan dat julle is op soek na 'n plaas. Ons sê ja. Hulle sê wel, ons het die plaas vir jou. Maar wat hulle nie weet nie, ons het daai week het ons besluit, ons gaan nie agter plase aanry nie. Ons gaan nou vas, ons gaan nou bid, ons gaan nou vir Abba vra, Abba, gee U vir ons die grond, wat U vir ons bestem. Nie soos wat Reuben en Gad gemaak het nie. Abba, wat is U plan vir ons lewe? Dat ons daarin sal wandel, dat ons dit sal doen, wat vir U welbehaaglik sal wees. Nodeloos om te sê, ons is nou al 3 jaar in die Kamiesberge op die plaas te kuilen. En as ek sien wat hier gebeur in die Eppie van die Noord-Kaap, slaan ek my hande saam om te sê, Abba, U weet die beste, halleluja. En baie keer moet ek en jy op 'n plek kom, nie soos Reuben en Gad nie, om te sê, Abba, wat is U bestemming vir ons? Abba, wat is U plan vir ons? So mense, hierdie is 2 pragtige Torah porsies wat by mekaar inskuif, en wanneer ons dit saam lees, dan sien ons die profetiese betekenis. So skryf gou neer, Matot, dis Torah porsie 42, beteken die volgende. Dit beteken verbond, begin met die woord. Matot
bewapen jouself vir die oorlog sonder 'n kompromie. Maar tot, moenie jou eie erfdeel kies nie. Vra Jotawafai die Almagtige, wat is u bestem waar ons moet wees? Masai, onthou elke tree van jou reis, van waar jy was en hoe jy gekom het en waar jy vandag is. Moenie vergeet waar jy vandaan kom nie. Masai, Jotawafai bepaal die grense van my en jou se erfdeel. En dis die einde, mense, dis die einde van die boek van Numeri. En nou staan ons op die vooraand om oor te beweeg na die boek van Deuteronomium. En Deuteronomium se tema is, hoor nou mooi, onthou ons kom in terme van verbondstrou, al die stamme werk saam, daar's 'n heilige oorlog, ons ervaar hierdie reis, en nou staan ons op die vooraand om die Jordaan oor te steek, om in te beweeg in die beloofde land, wat beloof was jare terug aan Abraham, Isak en Jakob. En nou is ons hier, en ek en jy die belofte, dat ons die koninkryk van sal beerwe, hulle wat wandel in afsondering, hulle wat sy gebooie erken, hulle wat hom lief het, hulle wat opstaan en uitstaan, soos 'n Pinias vir sy heiligheid en vir die waarheid. Nou is ons hier, ons is nou in die boek van Deuteronomium, en die tema is, kies dan die lewe, sodat julle kan lewe. Halleluja! En as ek Torah porsie 43 vat, wat beteken my reis, dan dink ek aan Openbaring 18, waar die woord uitdruklik vir my en vir jou sê, voor hierdie reis kan begin met 'n keuse. Kom uit Babylon uit. Stap uit. Vir lank genoeg was jy in Babylon gewees. Openbaring 19. Die koning voer sy finale oorlog. Die finale oorlog. Gaan lees Openbaring 19. Die finale oorlog. Dieselfde wat gebeur het in Numeri 31. Die oorlog wat Jotawafai vir Moses gesê het, wat Pinias gelei het. Teen Midian. Dieselfde oorlog. Openbaring 19. Openbaring 21 en 22. Die bruid ontvang haar ewige erfdeel. Mense, dit is Torah porsie 42 en 43. Dit is belangrik om vandag kennis te neem op hierdie pragtige Shabbat. Heiligmaking kom voor erfenis. Ek en jy kan nie die beloofde land binne gaan met Egiptiese denke en 'n Babyloniese kompromie wat dit toelaat in hierdie tabernakel nie. Ek kan nie. Dan sal ek nooit in my erfdeel kan instap nie. Maar tot beteken stamme. Elke stam moes verantwoordelikheid neem, met ander woorde die hele liggaam. As jy vandag sit in 'n huis, daar's 'n pappa en 'n mamma en daar's kinders, moet die pappa en die mamma en al die kinders almal saam hulle verantwoordelikheid opneem. As jy vandag staan in 'n besigheid, en dis 'n heilige besigheid, en weet wat, ek eer Abba. Ek is betrokke met 'n paar besighede wat ek bedien, sommer op videoformaat, waar ek in weeksoggende in hulle boardrooms is, en ons bedien die woord aan ons mense wat in die boardroom sit, om hulle toe te rus, om hulle te mobiliseer, dat ons besighede, heilige besighede sal word. En dis wat ek doen. Elke môre van my lewe is ek betrokke by maatskappye reg oor Suid-Afrika, om hulle te bedien met die woord van Skepper, lewende God, op videoformaat. Ons doen dit op Teams, of ons doen dit op Zoom, of wat ook al die geval mag wees. En dit werk al vir 'n paar jare. Mense, dit gaan goed met daardie besighede. So, maar tot beteken, elkeen neem sy verantwoordelikheid op. Elke familielid moet gehoorsaam wees. Elke kollega moet verantwoordelik wees. Maar sy beteken, my reis kan net begin, wanneer ek uittog uit Egipte, wanneer ek Exodus uit Moab, wanneer ek Exodus uit Babylon en Egipte. En wie was my interessant in hierdie Torah porsie? Numeri 33 verwys na 'n lys van kampeerplekke waar die volk gekamp het. 42, vanaf Egipte tot voor Kanaan, 42. In hierdie reis word ons herinner aan elke toets, aan elke les, en elke karakterverandering. So hierdie 40 jaar reis wat ons
meegemaak het, mense tot op hierdie stadium, moes my en jou karakter al kom verander het, want ons kan nie met 'n karakter die beloofde land ingaan, wat nog vashou aan Egipte nie. En dis maar sy. Dis die reis wat ek en jy opwandel, en dat hierdie reis 'n reis sal wees om Vader te behaag. En weet wat's my wonderbaarlik, as ek kyk na ons hemelse Vader en sy besondere karakter. Hy het nie een enkele plek vergeet van waar sy volk was nie. Elke stap, elke plek waar hulle gaan kamp het, was vir hom belangrik geweest. Nou dink ek so in hierdie lys, en ek wil gou met jou praat. Hierdie lys was 42 kampe geweest, vanuit Egipte, by Sinaï, tot by die Jordaanrivier, voor die oorbeweeg, oor die Jordaanrivier, na die beloofde land, 42, hier is die reis, Masai, Egipte, toe die Skelfsee of die Rietsee, toe is die woestyn, toe kom hulle by Sinaï, toe kom hulle deur die toetse, nou is hulle by die Jordaan, en nou kan hulle inbeweeg in die erfenis, en nou is hulle voorberei in lyn met die karakter van Jotai, Wafai, die Almagtige. En dis presies waar ek en jy moet wees. Kanaan vra nou verantwoordelikheid. Kanaan, met ander woorde die woord sê, ek sal vir julle 'n Elohim wees, maar julle moet my volk wees. So Kanaan vra nou verantwoordelikheid. Kanaan vra nou soos in die beloofde land, geloof, gaan toets jouself hieraan. Geloof, gehoorsaamheid, verbond, heiligheid, identiteit. Daai 5 eienskappe is die tema, is die kern van die hele Torah. Geloof, gehoorsaamheid, verbond, heiligheid, identiteit. Ek kan nie met 'n Egiptiese identiteit in Kanaan ingaan en dink dat Vader tevrede gaan wees daarmee nie. Weet wat is ons grootste probleem vandag? Ons grootste probleem vandag, en luister vir my uit asseblief, is baie mense dink, hulle is gereed vir die koninkryk. Baie mense as jy hulle vra, nee, ek is gereed vir die koninkryk, ek is reg, maar hulle dink nog soos Egipte. Hulle het nog toegelaat dat die greep van Farao nog hulle harte vasgryp. Hulle het die houvas van Egipte en Babylon, want die wêreld is te lekker. Weet wat is Egiptiese denke? Vir jy praat nou van Egipte en jy praat van Babylon, kom ek en jy hanteer gou. Hoe lyk Egiptiese denke? Kom ons hanteer dit gou. Nommer 1, wat kry ek daaruit? Wie gaan my help? Want jy sien, as niemand my help nie, en ek kry niks daaruit nie, klink amper vir my soos Korag, nee, dan wil ek teruggaan na Egipte toe. Dit was my beter gewees, toe ek in die wêreld was, as wat ek nou is in die koninkryk. Ek het beter gedoen, ek het meer vriende gehad, ek het meer aanklank gevind. Dan moet jy teruggaan na Egipte toe. Want dit sê by implikasie, dis Egiptiese denke, ek kan nie Jotai Wafai die Almagtige vertrou vir dit en vir dat in my lewe nie. Want jy sien, ek wil nog soos die nasies wees. Ek wil gereed wees, maar hierdie goed is nog aanwesig in my lewe, en dis Egiptiese denke. Ek wil nog wees soos die nasies. Hoe lyk Babyloniese denke? En Babyloniese denke lyk soos volg. Ek dien Jotai Wafai die Almagtige, maar ek leef nog soos die wêreld. Ek is bewus van Shabbat, maar ek leef nog in die eerste dag. Ek is bewus van sy feeste, maar weet wat, terwille van vyandskap met my familie, en vyandskap met my kollegas en my vriende, gaan ek nog maar steeds my ou kersboompie opslaan. Met ander woorde, ek dien Jotai Wafai, maar ek leef nog soos die wêreld. Ek glo in Jahwe die Almagtige, ek glo in sy woord, maar ek laat nog steeds toe dat die kompromie van Babylon in my lewe inkom. Ek aanbid hom, ek sê elke môre my gebedjie op, ek lees my woord, en ek gebruik so af en toe die verbondsmaal, en ek doen dit wat reg is, maar ek aanbid nog vir Mammon, hy is nog deel van my lewe. Ek praat die waarheid, gaan dit weer sê, ek praat die waarheid, maar ek leef die leuen. In Openbaring 18 vers 4 sê, my volk, kom uit onder haar uit, kom uit Babylon uit. So nou kom ons aan die einde van
die boek van Numeri. Nou betree ons 'n nuwe dispensasie, ons betree nou die boek van Deuteronomium. So waarom begin Moses nou weer om die hele Torah te herhaal? Dalk moet ek en jy dit weer van voor af hoor. Nommer 1. 'n nuwe geslag het opgestaan. Die ou geslag het gesterwe. En dis presies waar ons moet wees. Mense, dis hoekom die doop so belangrik is. Die doop is eintlik die herwinning van jou maagdelikheid. Want ons het gaan hoereer met Babylon en met Egipte. En dis hoekom ek gedoop word. Ek sterf gelykvormig in die doopwater, saam met Yeshua Messia die gesalfde, en ek staan op met dieselfde opstandingskrag uit die doopwater uit. Gelykvormig aan sy opstanding. En ek leef nie meer nie, maar hy leef nou in my. Die ou geslag moet sterf. Die nuwe geslag moet leer, wat is die karakter? En nou begin my reis. So na my doop, nou begin Masai. Nou begin my reis. Nou is ek op pad na die beloofde land. Nou is ek op pad met die indwelling of the Holy Spirit in this tabernacle. Die Gees van God moet hier woon. In die boek van Deuteronomium kom leer ons, wie is ons? Wat is jou identiteit? Wat is die Torah? Die Torah is die instruksies. En hoe leef ons in hierdie land? En dis presies waar ek en jy moet wees. So die boek van Deuteronomium is eintlik die handleiding vir koninkryksburgers. Ek wil afsluit. Hoe lyk ons vandag? Hoe lyk ons in 2026? Kom ek sê vir jou. Ons leef presies in dieselfde dispensasie as in die boek van Numeri. Midian, Egipte, Babylon. En hartseer, die wêreld waarin ek en jy leef, word donkerder. 'n verdere hartseer saak is dat kompromieë word normaal. En die oomblik wanneer jy die waarheid praat uit die woord van God uit, dan bestempel die wêreld dit, inteendeel die kerke beskou dit as haatspraak. En wanneer jy 'n man of 'n vrou word van heiligheid, dan word jy bespot en jy word geetiketeer. En as gevolg van dit wat disfunksioneel is en buite die orde, buite die koninkryksorde van Jotwafai die Almagtige is, begin gesinne verbrokkel. Families spat uit mekaar uit. En hoe lyk die kerk? Hoe lyk die kerk vir jou? Dit lyk vir my soos Babylon. En die woord kom en hy gee die opdrag, ek is besig om my volk op te rig vir 'n heilige oorlog, en daarom moet jy uitkom uit Babylon uit. So mense, kan jy sien waar ons is vandag, in terme van die eindtyd, met betrekking tot hierdie porsie 42, 43, Matot en Masai, dit gaan oor die stamme waarvan ek en jy deel is, en dit gaan oor verbondstrou, en dit gaan oor ons reis, uit Egipte uit, tot by die erfenis. So wat is die volgorde van die bruid? Nommer 1, die Messias, die bruidegom, die gesalfde, red jou aan 'n folterpaal op Golgotha, en dis genade. Nommer 2, dan kom heilig hy jou. En die oomblik wanneer jy kom heilig, dan sterf ons deur die doopwater en ons word gewederbaar as 'n nuwe skepping. En dan begin hy jou denke verander. En dan maak hy jou gereed en dan ontvang jy die koninkryk. So dis 5 stappe. Nommer 1, hy red jou en dis genade. Hy heilig jou, hy verander jou denke, hy maak jou gereed en nou ontvang jy die koninkryk. En dis die volgorde van die bruid. So waar staan ek en jy vandag in terme van die eindtyd? Belangrik, Openbaring 22 vers 14. Kom ek lees hom vir jou. Salig is die wat sy gebooie doen, sodat hulle reg kan hê op die boom van die lewe en deur die poorte in die stad mag ingaan. Met ander woorde, jy toegang. Hoor nou baie mooi, Kom ek lees hom weer vir jou. Salig is die wat sy gebooie doen, sodat hulle reg kan hê op die boom van die lewe. Stop gou daar. Waaraan laat dit jou dink? Dink 'n bietjie. Dit laat my dink aan die tuin van Eden. Wat in die begin geopenbaar was, word in die einde weer 'n keer geopenbaar. Sodat jy reg kan hê op die boom van die lewe en dat jy kan ingaan in die poorte van die stad. En die boom van die lewe
verskyn weer 'n keer. Waar het begin die eerste keer? By Eden. Waar eindig dit? By Jerusalem. Dis presies waar ek en jy is. Ons is nou in die boek van Numeri, in die eindtyd. Ons staan voor die Jordaanrivier. Ons gaan oorbeweeg na die beloofde land. Waar die boom begin, in tuin van Eden. In die begin, tuin van Eden. Waar eindig dit? Jerusalem. Die hele Bybel is 'n groot massai, 'n reis. My siel vergeet geen een van die weldade van Jod-Heh-Waf-Heh, die Almagtige, in my reis nie. In die verlore tuin word herstel in die boek Openbaring, want die bruid word herstel. Mense, in die boek Openbaring word die bruid nie net beskryf as mense wat glo nie. Daar's 'n bietjie meer daarin verbonde. Hy beskryf mense soos die volgende. Nommer 1, hulle was hulle klere, Openbaring 7 vers 14. Hulle dra die getuienis van Yeshua HaMashiach, ons verlosser en saligmaking, Openbaring 12 vers 17. Dis manne en vroue wat in verbondstrou wandel, soos in Numeri 31. Dis manne en vroue wat die gebooie van Elohim bewaar, Openbaring 12 vers 17, Openbaring 14 vers 12. Dis manne en vroue wat gehoorsaam was aan die roepstem om uit te kom uit Babylon, Openbaring 18 vers 4. Dis manne en vroue wat gereed is vir die bruidegom, Openbaring 19 vers 7 tot 8. En dis manne en vroue wat in hulle erfenis inbeweeg. Hulle ontvang die boom van die lewe en hulle toegang tot die poorte van die stad, Openbaring 22 vers 14. So mense, kan jy sien hoe belangrik is hierdie twee Torah porsies, Matot en Massai? En dit gee vir ons 'n aanduiding van die 42 reise, Massai, en die 42 generasies. 42 generasies, Matot, die stamme wat in verbondstrou wandel, heiligmaking, apart gestel, om set apart te wees, nie soos hierdie wêreld nie. Israel het vir 42 keer gekamp. Jy kan dit gaan oplees in Numeri 33. Interessant, op hierdie reis van die boek van Genesis tot en met die vleeswording van Yeshua, 42 generasies, gelees het in Matteus 1. Dit is so asof die hele geskiedenis van die woord van Genesis tot die boek Openbaring eintlik 'n fenominale massai is. Dis 'n reis van slawerny na seunskap, van Egipte na die koninkryk, van Adam na die laaste Adam, Yeshua. En die reis eindig nie by die Jordaan nie. Die reis eindig in die boek Openbaring by die bruilof van die lam, Openbaring 22. En die bruid sê kom, en die gees sê kom, waarheen? Na die bruilof van die lam. Kyk my gou in die oë asseblief, kyk gou vir my. Ek wil jou 'n vraag vra. Jy het nou vandag na hierdie boodskap geluister. Jy het nou gehoor wat ek gesê het, en dankie dat jy deurgeluister het. En ek weet dit is 'n enorme lang tyd om te sit. Dankie daarvoor. Ek wil jou vandag vra. Dra jy nog die Egiptiese denkpatrone, die Egiptiese vrese, die Egiptiese karakter in jou tabernakel? In watter areas in jou lewe het Midian die reg gekry om jou lewe te kontamineer by wyse van afgoderry? Watse Babyloniese gewoontes hou jy nog aan vas en waar die woord sê, kom uit onder haar uit my volk? Wat is die denke in jou lewe wat jy vandag moet besluit, moet vernuwe word? Ek kan nie langer dat my denke gevorm word deur die wêreld, of deur 'n wêreldgodsdiens, of deur 'n tradisiegodsdiens. Ek kan dit nie langer toelaat nie. In watter areas van jou lewe sukkel jy nog met betrekking tot dit? Is jou lewe werklik vandag, terwyl ek met jou praat, terwyl ek en jy die lewe hou, terwyl die son daar buite kan skyn, terwyl ons lug in ons longe het, en ek kan met jou praat, en my oë kan jou sien, en jy kan my sien, is daar 'n area in jou lewe, dat wanneer jy vandag jou asem uitblaas, dat die mense om jou wonder of jy dit gemaak het? Is ek besig om my lewe voor te berei
vir die bruidegom? Antwoord gou hierdie paar vrae. Jy moet nie my antwoord nie, antwoord jouself. Want jy sien, Matot sê, leef jou verbond tot eer van sy heilige naam. Masai sê, onthou die reis, onthou van waar jy kom, en onthou waar jy nou is. Deuteronomium sê, kies vandag wie jy gaan wees, en ek hoop dat jy kies die lewe, Deuteronomium 30 vers 19. En Openbaring voltooi die boodskap, en hy sê vandag van my en vir jou, as jy nie op die plek is nie, as Egipte betrokke is, Babylon is betrokke, die wêreld is betrokke, kom die boek Openbaring vandag en hy sê, kom uit, onder haar uit, my volk. Mense, so het ons in die einde gekom van hierdie 2 Torah porsies, Torah porsie 42 en 43, en my hart is dankbaar teenoor jou wat uitgeluister het. Nou wil ek afsluit. Maar ek wil gou iets vir jou lees, en ek wil hê jy met alles neersit. Sit jou pen neer, sit jou potlood neer, kyk net vir my asseblief. Ek wil gou hierdie met jou deurgaan. Hoor gaan mooi. Die beloofde land word nie geërf deur mense wat net Egipte verlaat het nie. Dit word geërf deur die wie se harte deur Jothy-Wafai die Almagtige verander is teenwoordige tyd. Die bruid wat gereed is vir die bruidegom is 'n afgesonderde bruid wat haar klere gewas het, sy gebooie bewaar het en wat in 'n vernuwe gemoed lewe, met ander woorde 'n totale nuwe skepping. Daarom is Matot en Masai nie die einde van Nimeri nie. Dis 'n geestelike voorbereiding vir die boek van Deuteronomium, vir die Jordaan en uiteindelik die ewige koninkryk. Ek vra vandag vir jou, waarmee is jy besig? Mense, baie dankie. Kom ek en jy bid saam en ons vra Vader dat hy hierdie woord in ons lewens sal kom seën en dat ek en jy van vandag af 'n veranderde lewe sal lei tot eer van sy heilige naam. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, Abba, is die heilige van Israel, skepper God van die hemel en die aarde. Vader, na aanleiding van hierdie woord, verklaar ek vandag, ek neem my verantwoordelikheid op, om in hierdie oorlog waar U in my stuur, teen Midian, teen Babylon, teen Egipte, om daar die oorlog te voer met U teenwoordigheid. Ek dank U vanoggend vir hierdie woord. Ek dank U dat U woord wat ons lees, U karakter kom vestig in ons menswees. Ek dank U dat ons vandag kan besef, ons moet wandel in verbondstrou, in geloof, in heiligheid, om apart gestel te wees, verwyder van hierdie wêreld. Maar ek dank U vanmôre dat hierdie woord ons geloof kom bevestig het in U. Dat ons kan wandel in heiligmaking om U naam te eer en te respekteer. Vader, ek roep U naam uit vandag oor elke man, vrou, seun en dogter wat ingeskakel was by hierdie uitsending. En dat ons hierna waaragtig sal verander, want speeltyd is verby. Ek bid vandag vir U genade. Ek bid vir U teenwoordigheid. Ek bid vir U liefde, dat U dit op ons lewens sal projekteer, dat ons bewus word, wie is U en met wie het ons te maak. Vader, waar ons verkeerd opgetree het, soos Reuben en Gad, waar ons verkeerde keuses gemaak het, vergewe ons. En ek bid vandag dat U ons sal kom herstel en kom restoreer, ooreenkomstig U plan wat U vir ons het, en dat U naam deur ons verheerlik sal word. My gebed vandag is, Vader, dat ons U karakter sal ontdek, en dat ons hierdie karakter sal uitleef in 'n wêreld wat verdrink in duisternis en in ongeregtigheid, en dat die heilige naam verheerlik sal word deur ons woorde, deur ons optrede, deur ons besluite en deur ons reaksies. Vader, ons kies vandag om te leef in U verbond, en ons kies vandag om hierdie reis in te gaan saam met U, sodat ons die beloofde land kan beerwe, die koninkryk van Elohim.
Vader, dis my gebed vandag. En ek bid dit in die wonderbare naam van Yeshua, ons Messias, die gesalfde. En my gees roep uit. Halleluja. Mense, baie, baie dankie. Dankie vir vandag. Ek het groot waardering. En ja, kom ons verander ons lewens. Tyd is min. Speeltyd is verby. Ek wil jou seën, oor die kom staan die boek van Numeri, dat jy geseënd sal wees. Hemelse Vader, ek dank U vir die groot voorreg wat ek nou het, om U naam te kan uitroep, U heilige naam te kan uitroep oor U volk. En dat die volk vandag dit sal aanvaar. Vader, dat U aangesig verhef sal word oor U volk, en hulle genadig wees. Dat U aangesig oor hulle uitgesprys sal word, en dat U met hulle sal wees, dat U hulle vrede sal gee, wat hierdie wêreld nie kan gee nie, dat U geduldig met ons volk sal wees, en ek roep vandag ons volk terug, uit Babylon uit, in 'n reis, tot in die ewige koninkryk, saam met U. Dis my gebed, en dis my seëninge vandag, op elke man, elke vrou, seun en dogter, en ek dank U daarvoor, in Yeshua se naam. Halleluja. Mense, baie dankie van my kant, Frik Weideman, Shabbat Shalom. Hey, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, vrede, vreugde, lig en woe. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, tot volgende Shabbat weer.